Leerders en onderwysers, goeiemiddag en welkom by hierdie derde telematiese sessie van besigheidstudies. Ons gaan 'n bietjie kyk vandag na beoordeling van spanprestasie, assessering en konflikbestuur. Ek wil graag hê julle moet agteroor sit en julle lekker gemaklik maak. Ek sien al reeds daar's 'n heel wat skole ingeskakel. Maar ons gaan later kyk na daardie skole. Dankie vir al die SMS'es wat ingekom het. Net om julle te herinner, die SMS nommer is 31498 31498. Juffrou Hendriks is ongelukkig vanmiddag nie saam met ons nie. Juffrou Hendriks het so 'n ongeluk gehad verlede week. Sy is tans in die hospitaal, besig om te herstel en juffrou, ons wens jou 'n spoedige herstel. Ek is egter bevoorreg om vanmiddag juffrou Sampson saam met my te hê. Juffrou Sampson, baie welkom hier by die telematiese sessie. Sal jy net gou vir die leerders en die onderwysers bietjie ietsie oor jouself sê? Goeiemiddag meneer, goeiemiddag leerders en kollegas. Ek is mevrou Sampson. Ek is verantwoordelik vir besigheidsstudie van graad 10 tot en met 12 toe by Estenpark Sekondêr. Juffrou, baie dankie. Leerders, ja, waarna gaan ons kyk vandag? Ek het gepraat van spanprestasie, assessering en konflikbestuur. Kom ons kyk gou 'n bietjie konteks. Nou hierdie skyfie, ek hoop julle onderwysers het al reeds vir julle 'n kopie gemaak van hierdie skyfie en dat julle dit in julle boeke geplak het. Hierdie skyfie sê vir jou, wat is die 4 hoofonderwerpe waaroor julle geassesseer gaan word die einde van die jaar? En dis absoluut belangrik dat julle moet weet, julle gaan geassesseer word oor besigheidsomgewings. Trouwens, 25% van die vraestel sal uit hieruit bestaan. Julle gaan geassesseer word oor besigheidsgeleenthede, oor besigheidsrolle en besigheidsbedrywighede. So al 4 hierdie hoofonderwerpe tel 25% die einde van die jaar. In totaal is dit 125 punte per hoofonderwerp. Dan moet julle ook weet wat is die onderwerpe in elke hoofonderwerp. Dit is krities belangrik dat julle dit moet weet, want as jy hierdie hoofonderwerpe gaan bestudeer, dan is dit belangrik dat jy hierdie onderwerpe saam studeer. Want hulle gaan vir jou saam hier uit afdeling A vra, hulle gaan jou afdeling B vra hieroor vra, en dan ook gaan hulle vir jou 'n opstel vra. Vandag gaan ons kyk na die beoordeling van spanprestasie, konflikbestuur en dan probleemoplossing. So die vraag wat ek vir my altyd moet vra is, onder watter hoofonderwerp is dit? En julle kan natuurlik sien, dit val onder besigheidsrolle. Nou julle het heel waarskynlik nog nie hierdie werk voltooi nie. Ek dink volgens die jaarlikse onderrigplan moet julle dit volgende week doen. Maar dit is trouwens niks verkeerd om so 'n bietjie vroeër inligting te kry en dan as jy in die klas stap volgende week, dan weet jy daar 'n bietjie meer oor hierdie onderwerp. So, hierdie gedeelte dek 3 komponente. En daardie 3 komponente is die assessering of die beoordeling van spanprestasie, tweedens konflikbestuur en derdens probleemoplossing. En soms word konflikbestuur en probleemoplossing saam hanteer in baie van die handboeke. Die eerste een, die assessering van spanprestasie of die beoordeling van spanprestasie. Waaruit bestaan dit? Dit bestaan uit die volgende. En dis belangrik wat julle moet ken. Eerstens, wat is die kriteria vir suksesvolle spanprestasie? Wat is die stadia van ontwikkeling? En dan moet ons ook weet spandinamika teorie. Nou, baie keer sal julle sien as julle kyk na die CAPS dokument, dan praat hulle van herhaal. Wat beteken dit? Dit beteken eenvoudig, hierdie werk het julle of in graad 10 of julle het dit in graad 11 voltooi. En hierdie werk is examenbaar, dit gaan eksamen gestel word in graad 12. So onderwysers maak absoluut seker dat hulle hierdie werk met die leerders deeglik doen. Juffrou Sampson, kom ons kyk gou, hier is heel wat skole ingeskakel. Morgan van Golenbrak sê hy is ingeskakel. Groendal Sekondêr is ingeskakel. Bridgeton, hulle is ingeskakel. Pakkelsdorp. Charleston Hill sê hulle is baie opgewonde om vandag hier ingeskakel te wees. Abigail sê sy is ook ingeskakel. Bastiaanse, lyk my die hele Weskaap is ingeskakel.
Ons is absoluut verheug dat julle ingeskakel is. Die ander skole sal ons later erken. Laat weet vir ons waarvan julle ingeskakel is, sodat ons ook vir julle kan erken. Juffrou, kriteria vir suksesvol spanprestasie. Wat is daardie kriteria? Die eerste kriteria is interpersoonlike verhoudings en gedrag. Tweedens is dit gedeelde waardes en derdens is dit kommunikasie. Dit is baie belangrik. Juffrou, kan ons gou net ietsie vlugtig sê oor elkeen van daardie. Voordat ons dit doen, leierspanprestasie beteken dus eenvoudig dat individue saamwerk om 'n sekere doel te bereik. En julle kan sien in hierdie skyfie as hierdie individue saam, hulle hou hulle hande saam, hulle doen alles saam om 'n een doel te bereik. En ek dink hierdie skyfie stel spanprestasie of spanwerk goed voor. Nou natuurlik is dit baie belangrik vir spanne om saam te werk. Dit is Wêreldbeker jaar hierdie jaar 2015 en hulle kan sien 'n rugbyspan individue op hul eie kan niks vermag nie. Maar as hulle span saam is, dan kan hulle uiteindelik die Wêreldbeker wen. So spanwerk is in 'n besigheid van kardinale belang indien 'n ondernemer suksesvol wil wees en dit beteken natuurlik indien hulle winste bereik. Juffrou, kan jy so gou duidelik vir ons net verduidelik interpersoonlike verhoudings en gedrag? Waaroor gaan dit? Interpersoonlike verhoudings en gedrag, dit gaan basies oor die gesamentlike doelwit van 'n span, soos byvoorbeeld om die doelwitte van 'n besigheid te bereik en almal moet dieselfde doelwit hê. Dan is dit ook baie belangrik dat elke span verbind tot elke doelwit om die doelwitte te bereik van die span. So elkeen almal moet verantwoordelik wees vir die doelwitte en hulle take. En dan ook baie belangrik ook dat elke persoon moet vrywillig, hulle moet nie gedwing word om hulle take te verrig nie. Dit is baie belangrik rondom interpersoonlike verhoudinge en gedrag. Lieflik, juffrou, die tweede ene, gedeelde waardes. Wat sal dit behels? Gedeelde waardes behels ook dat 'n span, net soos 'n individu al waardes het of stel, moet 'n span saam hulle waardes stel en sê, soos byvoorbeeld, ons span gaan ten alle tye saamwerk en ons span gaan ten alle tye mekaar help en sovoorts. En elke lid moet byvoorbeeld die spanlede vertrou om by hulle individuele take te verrig. Want 'n spanleier kan nie byvoorbeeld al die take doen nie omrede. As 'n spanleier al die take doen, gaan die doelwitte van die besigheid nie betyds bereik word nie. Spanlede moet ook mekaar respekteer, mekaar se sienings respekteer en se meningsverskille respekteer. Dit is baie belangrik. Juffrou, daardie respek van mekaar, van spanlede is belangrik om konflikte te vermy, nie? Yes. Reg, die volgende ene, kommunikasie. Hoekom is dit belangrik vir 'n spanprestasie? Kommunikasie is baie belangrik. Eerstens moet die spanleier 'n gemaklike atmosfeer skep in die spanne, sodat die spanleiers hulle gemaklik kan uitdruk, om gemaklik kan kommunikeer, om te sê hoe hulle voel en sovoorts. En spanne moet ook gereelde besprekings hou om seker te maak maar probleme word gouer en makliker opgelos. Lieflik, so dit was 'n breedvoerige bespreking van die kriteria vir suksesvolle spanprestasie. Die volgende afdeling waarna ons gaan kyk is die stadia van spanontwikkeling. Nou ons onderskei tussen 4 verskillende stadia. Die eerste stadium staan bekend as vorming. Die tweede stadium staan bekend as bestorming. Die derde een, die stel van norme of normering. En dan die vierde een staan bekend as werksverrigting. Juffrou, wil jy nie gou vlugtig iets sê oor elkeen van hulle nie? Stadia nommer 1 is die vormingsstadium. Hierdie stadium is die stadium waar die spanne mekaar leer ken. En tussen hakies noem ons dit ook dat is die aangename kennisstadium. Dit is interessant, die aangename kennisstadium. Maar dit gebeur mos dat as jy nou vir die eerste keer mense ontmoet, dan leer julle mekaar ken en julle skud blad en dit is aangename kennisstadium. Interessant. En ons noem dit vorming. Absoluut. Net so. Die tweede een? Die bestorming, hierdie fase of stadia is waar die spanne aktief besig raak met hulle take en waar die persoon se karakter na vore kom. Soos byvoorbeeld, as jy 'n produktiewe werker of as jy 'n onproduktiewe werker.
Of kom jy vroeg werk toe of kom jy laat werk toe? Net so. Lieflik. Die derde een is die stel van norme of normering as 'n stadium van ontwikkeling. Wat behels dit? Die normeringsstadium is die stadium waar die spanlede mekaar begin aanvaar. Die persoonlikheidsverskille, meningsverskille en sovoorts. As jy byvoorbeeld nou nie so lekker saamwerk, ons probeer om mekaar se verskille aan een kant te sit en probeer saamwerk. Lieflik. En dan die derde stadium van spanontwikkeling, juffrou, is werksverrigting. Wat behels dit? Hierdie stadium is waar die spanlede vertrou mekaar, ons motiveer mekaar en ons werk baie lekker saam. Juffrou, vir my lyk dit amper asof dit 'n soort van 'n beeld is van die getroude lewe. Eerstens 'n paartjie, hulle ontmoet mekaar en so dit sal die vormingsstadium wees. Net so. En dan trou hulle en dit sal die bestormingsstadium wees. Net so. En dan aanvaar en vertrou hulle mekaar en dit is die stel van norme of normering. En dan laastens werk hulle aan die huwelik en dit is die werksverrigting. Maar die vriendskaplike vriende werk ook so. Werk dit ook so op daardie basis? Net so, gewone vriende. Ek moet nog sulke vriende ontmoet. Oeh. Kom ons kyk gou na die volgende een. Die volgende een is die spandinamika teorie. Leerders, dit is werk wat herhaal word. Ek het vroeër genoem, onderwysers asseblief doen julle leerders 'n guns deur daardie werk deeglik te herhaal. As gevolg van tyd sal ons nou nie al hierdie werk kan voltooi nie, maar ons verwag dat u dit met die leerders deeglik sal doen. Voordat ons dit doen, juffrou Sampson, ek sien dat Elsie's Rivier Hoërskool, ek dink is juffrou Gordon en haar spannetjie wat daar ingeskakel is, KNC, hy is ook ingeskakel. Paulus Joubert se leerders, ek dink is dit juffrou Swart? Ja, ek dink juffrou Swart met haar studente is ook ingeskakel. Grootbrak sekondêr is ingeskakel. Scottsville Hoër sê hulle is in the house. En dan Kasselsvlei, hulle is ook ingeskakel. En dan is hier nou 'n besoeker wat sê hulle wil graag 'n bietjie vrae beantwoord. Leerders, hou julle vingers op die knoppie, onthou daai nommer is 31498. Daar gaan heelwat vrae wees wat ons later gaan vra. Juffrou, as ons kyk na die volgende, spandinamika teorie. Daar is 4 dinge wat belangrik is. Eerstens, onderwysers, ek het dit genoem, spandinamika teorie, asseblief gaan terug na die jaarlikse onderrigprogram en kyk watter werk moet die leerders in graad 11 voltooi het en dan doen dit weer deeglik met die graad 12 leerders. Dan gaan ons kyk na die verskillende tipe spandinamika teorie, daar is omtrent so 5 tipes. Ons gaan dan ook kyk na die rolle van spanlede binne daardie spandinamika teorie. Dis veral werk wat geherhaal word in graad 11. En dan gaan ons kyk na die aard van spandinamika teorie. So juffrou, noem ons gou eerstens die tipe spandinamika teorie. Wat is hulle? Wat sal hulle wees? Die eerste een natuurlik is die Belbin-rolteorie. Die tweede een is Jung se teorie. Is daar nie, sê ek dit reg, juffrou, Jung se teorie? Yang. O, my magtig, ek moet dit reg kry. Yang se teorie. Die derde een is ons noem die MTRI benadering en dit staan vir Management Team Role Indicator. Dis die Engelse benaming vir daardie teorie. Ongelukkig is daar nou nie 'n goeie Afrikaanse vertaling nie. So as jy dit nou skryf as MTRI, is dit absoluut korrek. Net soos dit korrek is om te praat van cetus in steede van so met 'n nog 'n o, kan ons ook praat van MTRI, Management Team Role Indicator. Die volgende een is die groep konsensus tipe. En dan die vyfde een, Margerison-McCann profiele. Juffrou, is dit korrek gespreek? Hoe sal u dit uitspreek? Ek gewoonlik sê Margerison. Jy sê Margerison. Dit is hoe ek dit pronounce. Dit kan dalk verkeerd wees. Ander kan dit dalk anders pronounce. Ja, maar kyk, you say potato, I say potato. Dis dieselfde ding, né? Margerison-McCann profiele. So leerders, daar is die 5 tipes. Julle het dit in graad 11 voltooi. Onderwysers, maak tog seker dat julle die rolle van hierdie spandinamika teorie met die leerders weer deeglik deurgaan. Ek gaan kyk na, nou hierdie spandinamika teorie is gebaseer op 2 dinge. 2 dinge, wat is die eerste ding? Die eerste ding is die verskillende rolle van spanlede
binne die span. Dit bepaal watter tipe teorie dit is, watter rol jy vervul binne 'n span. En dan tweedens, hoe effektief is jy binne daai rol, binne daai span? So daardie twee dinge is waarop die teorie van spandinamika gebaseer is. As ons kyk na die aard van spandinamika teorieë, dan is die volgende van belang. Die Belbin-teorie sê vir ons dat sukses het te doen met die gedrag van die spanlede. So, as jy gevra word oor die aard van Belbin se teorie, is hierdie woord baie belangrik. Die gedrag van spanlede bepaal die sukses van daardie span. Jung sê egter, nee, gedrag is nie so belangrik nie. Hy sê dat sukses word bepaal deur ons voorkeur tot sekere houdings en funksies. So die sleutelwoorde hier by Jung is ons voorkeur tot houdings en funksies, terwyl Belbin sê Aikona Sugawena die belangrikste gedeelte is die gedrag van die spanlede. As ons kyk na die MTR benadering, dan sê dit dat sukses word bepaal deur die bydrae of produkte wat elke lid tot die span bydra. Groepkonsensus, sukses het te doen met die vermoë van spanlede om saam besluite te neem. Nou, dit is belangrik. Hulle mag egter nie almal dieselfde besluite oor saamstem nie. Almal mag nie saamstem met daardie betrokke besluit nie. Maar omdat hulle deelgeneem het in daardie besluit, word hulle ook dan deel van daardie besluit. En dit noem ons groepkonsensus. Ons kan hê byvoorbeeld 10 lede in 'n span, hulle kom by mekaar en 8 van hulle sê nee, maar dit is die regte manier. 2 van hulle sê nee, ons stem nie saam nie. Maar omdat hulle konsensus bereik het, almal word eienaars van daardie besluit. En dit noem ons groepkonsensus. Amper 'n Engelse woord gebruik, né? They become owners, hulle word eienaars van daardie besluit. En dan die Margery-McCann profiel, wat is die aard daarvan? Eenvoudig, sukses het te doen met die voorkeurrolle van elke spanlid. So leerders, hier is 'n lekker opsomming van die aard van die spandinamika teorie. Juffrou Sampson, kom ons kyk gou wie is nog hierso. Pakkelsdorp, hulle is ook ingeskakel, het ons weer alreeds vir hulle genoem. Bastiaanse sê hulle is aangeskakel, ek is van wat staan die 5 P's. OK, waarvan, laat weet gerus waarna verwys hy die 5 P's, dan sal ons beslis hierdie vraag beantwoord. Voor ons eerste sessie begin, kan ons dalk weet onder watter afdeling dit val. Leerders, ja, ek het dit genoem. Hierdie afdeling val onder die hoofonderwerp besigheidsrolle. En dis belangrik. Fairmont sê, hulle is ook ingeskakel. Sarepta sê, hulle is ook ingeskakel. Port Nolloth is ook ingeskakel. Juffrou, ja nee, die hele Weskaap is ingeskakel. Nee, dis reg so, meneer. Ons hoop hulle luister baie goed, want aan die einde van hierdie sessie gaan daar 'n paar vrae wees, né? Net so. Juffrou, as ons kyk na konflikbestuur, waarna gaan ons kyk? Eerstens die definisie van konflikbestuur. Absoluut belangrik, né? Kyk, die leerders moet bewus wees van die terme waaroor besigheidsstudies handel en van al die spesifieke onderwerpe. So die betekenis van die term is belangrik. Wat nog, juffrou? Die oorsake van konflikbestuur. Ja. En hoe gaan ons konflik hanteer? Dan moet ons ook kyk na die korrekte prosedure om griewe te hanteer. Net so. Die kollektiewe bedingingsproses met betrekking tot grieweoplossing. En dan verskillende maniere of metodes om met moeilike mense te hanteer. Ek dink dit gaan daarom 'n lekker interessante gesprek wees, want in enige onderneming is daar 'n paar moeilike klante, as dit werknemers, en kalante ook. En ons gaan 'n lekker gesprek daaroor hê. As ons kyk na hierdie prentjie. Hierdie prent spreek boekdele. Ons kan sien dat hierdie twee werknemers, hulle werk nie in vrede nie. Daar is beslis konflik. As u byvoorbeeld sou sê, wat sal u sê, wat is die hoofoorsake van konflik binne 'n werksituasie? Gewoonlik die hoofoorsake is wanneer persoonlikhede verskil van mekaar. Swak kommunikasie wanneer die take nie reg gekommunikeer word met spanlede nie.
Ja, Reg. Stress veroorsaak ook. my magtig. Ja? En werkslading veroorsaak ook konflik. Swak organisering van taken veroorsaak konflik. Ja. En wanneer spanlede bijvoorbeeld niet aan die reëls en procedures voldoen nie, en dan kan het beslis konflik veroorsaak. Leerders, dit is 'n absolute goeie vraag wat hulle kan vra aan die einde van die jaar. Ons het ongelukkig nie die antwoord op die skerm nie. So ek wonder of juffrou sal u ons weer 'n guns doen om ons net so vlugtig weer deur daardie oorsake te gaan. Eerste rede hoekom konflik veroorsaak word is dat persoonlikhede verskil van mekaar. Ja, so jy kry daardie persoon met die introvert en die extrovert. Net so, en die een wat sy eie wil het. Ja. Net so. En nou, hoekom kyk jy nou spesifiek na my as jy nou sê die een wat sy eie wil het? Nee, ek het nou nie meneer so gekyk. O nee, jammer, ek vra net. Maar dis 'n absolute deel van verskillende persoonlikhede, né? En dan is dit mos nou so dat sommige kere dan word take nie duidelik aan personeellede gegee nie, en dan weet mense nie presies wat hulle moet doen nie. So daar's 'n verwagting, maar omdat daai persoon nie die korrekte inligting kry nie, kan dit konflik veroorsaak. Absoluut, ja. En dan zit ook mos nou kompetisie ook, wat ek ook nie Kompetisie? Net kompetisie. Trouwens juffrou, as die leerders, ek hoop julle het julle daardie hulpbronboek, want aan die einde van daardie sessie is daar 'n scenario oor kompetisie. Daar gee ek julle alweer die antwoord wat konflik veroorsaak. Maar ja, juffrou, u sê kompetisie ook. Verduidelik hoe kan kompetisie konflik veroorsaak? As ek van kompetisie praat, ek van daar kan moontlike bevorderingspos geopen word in die werksplek self, of selfs die pos kan ekstern ook gegooi word, maar dan kan personeellede lelik raak met mekaar, want almal wil nou of baie wil in die pos hê. Ja. En nou gaan ons lelik wees met mekaar, of mekaar afkraak, en dat kan konflik veroorsaak. Okay. Lieflik. Okay, dankie vir daardie verduideliking. Juffrou, as ons kyk na die definisie van konflik, né? Dan is dit 'n toestand van onenigheid of disharmonie tussen persone of oor idees. Dis 'n toestand van onenigheid of disharmonie tussen persone of oor idees. Maar juffrou, ons kan dit ook anders stel, né? Hoe kan ons dit anders stel? Konflik. Persone stem nie saam met mekaar nie oor sekere dinge. Net so. Absoluut. Okay, kom ons kyk gou na die stappe in konflikoplossing. Wat sal die stappe wees, juffrou? Eerste stap van konflik is dat as daar konflik is, dan moet 'n tyd en plek gereël word sodat hierdie probleme bespreek kan word, en dan die tweede stap is dat partye moet erken dat daar verskille is tussen mekaar, en dan derdens is die probleem moet duidelik gedefinieer word. Elke party kry 'n geleentheid om homself uit te druk en te sê maar hoe hulle voel oor hierdie saak, en dan moet daar 'n dingskrym tegniek gebruik word om met alternatiewe vorendag te kom om probleme op te los, en dan partye moet ook ooreenstem oor die kriteria hoe alternatiewe geëvalueer gaan word. Dit is stap 6 en stap 7 gaan die mees toepaslike oplossing gekies word om die probleem op te los, en dan moet dit geïmplementeer word, en as dit geïmplementeer word, dan moet die oplossing geëvalueer word en moet gemonitor word. Lieflik, so juffrou sê die eerste stap is 'n tyd en plek vir bespreking word gereël. Net so. Daar's 'n konflik. Twee dinge kan gebeur, né? Of die konflik kan, hoe sê hulle, die bil by die horings gepak word. Dit wil sê die konflik kan aangespreek word of die konflik kan geïgnoreer word. Maar in die ondernemingsopset, wat is die belangrikste dingetjie? In die ondernemingsopset, in enige opset is die beste manier om dit nie te ignoreer nie. So daar is sekere prosedure wat gevolg kan word. En sommige kere die beste is ook om dit nie te ignoreer, want sommige kere mense se meningsverskille kan maak dat ons met 'n baie goeie oplossing voor 'n dag kom of met goeie idees voor 'n dag kom. Absoluut. En dis ook belangrik want dit kan die produktiwiteit van die onderneming beïnvloed, né? Net so. En dit beïnvloed weer eens die winsgewendheid daarvan. Net so. So jy sê 'n tyd en plek vir die bespreking word gereël. Partye erken dat hulle idees en sienswyse verskil. Die probleem word duidelik gedefinieer. Elke party kry geleentheid om homself uit te druk. Ek dink dis belangrik, né? Dis baie belangrik. Dat die senior of die departementshoof na albei partye moet luister.
'n dinkskrim word gebruik om moontlike oplossings vir die probleem te kry. Juffrou, dis nie een van daardie kreatiewe tegnieke nie, né? Net so. Partye kan ooreenstem oor die kriteria wat gebruik gaan word om alternatiewe te evalueer, want daar's natuurlik net nie een oplossing nie. Die mees toepaslike oplossing word gekies en geïmplementeer, en dan baie belangrik, nadat dit geïmplementeer word, moet die oplossing geëvalueer word en gemonitor word om te kyk of dit die wenslike resultate bereik het. Reg, dis die stappe in konflikoplossing. Juffrou Sampson, hulle sê hallo vir u, en dis seker u leerders daar by Esalen Park Hoërskool, né? Hoërskool Duineveld het so pas aangesluit. Hoërskool Duineveld, ja, julle het so 'n bietjie van die skyfies gemis, maar moet nie teleurgesteld wees nie. Julle sal sien aan die onderkant by die skyfie is hier 'n webwerfadres. Dit is ons besigheidstudies webwerfadres. Ek gaan dit weer vir julle later gee. Al hierdie, eerstens die notas, hulpbronne, as ook hierdie PowerPoint en dan ook die video sal voor die einde van die week op daardie webadres wees. En dan ook alle vorige uitsendings sal ook daar wees. So julle het niks uitgemis nie, julle kan sekerlik weer teruggaan en daarna kyk. Westland High van Douglas is also watching en Kloeterswil mos maar hier om die draai. Hulle is ook teenwoordig. Juffrou, as ons kyk na die volgende, 'n grief. Wat is 'n grief? Dis 'n klagte wat geregverdig of nie geregverdig kan word nie. As iemand 'n grief het, dan het hy 'n klagte wat dis of die waarheid, of hy voel, of dit is nie die waarheid nie, maar volgens sy opinie is dit die waarheid. So, dit word of geregverdig, of dit word nie geregverdig nie. Maar vir ons kan dit mos ook anders stel, nie? Anders stel, net so. Jy kan byvoorbeeld net ontevrede wees oor iets. Oor iets of iemand in die werksplek. Okay, so sê dit gou weer vir die leerders, juffrou. 'n Ander manier om dit te stel is dat jy as 'n personeellid of werknemer kan ontevrede wees oor iets in die werksplek of iemand in die werksplek of iets wat die persoon gedoen het dalk waaroor jy by ontevrede is. Waaroor jy ontevrede is. So dit kan of 'n medewerker wees, of jy kan ontevrede wees oor jou bestuur, departementshoof. Niet so. Lieflik. Groendal sekondêr. Groendal, ek dink as juffrou Lottering en Haspan is ook ingeskakel. Hulle is gereelde inskakelaars. Waar is ons nou? Hy het so 'n bietjie gespring. Ons gaan nou weer daarna kyk. Kom ons kyk gou na die volgende. Griewe prosedure. Wat sal dit behels, juffrou? Eerste stap in griewe prosedure is dat jy nader die spanleier en verduidelik waaroor jy ontevrede is mondelings. Dan tweedens is dat die grief moet so gou as moontlik opgelos word. En as dit nie gou opgelos word nie, dan moet dit byvoorbeeld na die onmiddellike bestuur van die spanleier gaan, sodat die spanleier het skriftelik moet dit aan die onmiddellike bestuur van die spanleier na toe gaan, sodat hulle dit kan oplos. Ja, so die belangrik as daar 'n grief is van werknemers, hulle is geneig, as daar nou 'n grief of konflik is, dan hardloop hulle sommer die eerste ding na die Unie toe. Is dit die wenslike ding om te doen? Ek sal nie so sê nie, hulle moet eers probeer om die grief aan die spanleier verduidelik. Okay, so eerstens en dit gebeur mondelings, né? Dit gebeur mondelings. So as die spanleier nou niks aan die saak doen nie, dan sê hy, dan eers mag die werknemer oorgaan na die tweede stap. En dit behels, of hulle vat te lank miskien. Of hulle neem te lank om dit op te los, dan gaan hulle oor na die tweede stap. En dit behels, jy verwys daardie grief na die bestuurder van die spanleier. Die bestuurder van die spanleier. Maar as jy dit dan doen, dan kan jy dit nie mondelings doen nie. Jy moet dit skriftelik doen, skriftelik gee vir die bestuur wat bo aan die spanleier is, ja. En dan kan die bestuur besluit, gaan ek dit skriftelik probeer oplos of gaan ek 'n vergadering reël om dit op te los, en dan moet die bestuur dit verder neem en die bestuur self moet probeer om daai grief so vinnig as moontlik op te los, binne volgens die besigheidsbeleid, volgens gewoonlik is dit binne 10 werkdae, ja. Moet dit opgelos word, en as dit nie opgelos word nie, dan kan as die werknemer nog steeds ontevrede is, dan kan dit byvoorbeeld verder neem
bijvoorbeeld naar die Daar- arbeidshof toe. Of die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie. So u sê daar die onmiddellike senior, hy kry die grief skriftelik. Net so. Dan kan hy besluit of hy gaan daardie grief oplos op sy eie, Niet te kijken naar wat op skrif is. gebaseer daarop kan hy dan 'n besluit maak, Net so. of hy kan besluit nee, albei partye moet na 'n vergadering genooi word, sodat hy kan persoonlik luister na wat is die grief Griep. tussen hulle twee, né? En daarvan dan kan ze proberen om het probleem op te lossen. En hy sê natuurlik in die werksopset is daardie die finale stap. Net so. Maar indien die werknemer nie tevrede is met daardie beslissing nie, dan het hy nog 'n middel tot sy beskikking. Hy kan dan daardie grief verwys na die, ons noem dit die kommissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie. OK, lieflik. Nou leerders, hierdie soorte inligting is goud werd. Want een van die dae gaan julle ook in die werksopset wees. Julle gaan ook met griewe te doen kry. En dan kan julle hierdie toepas. En dit kan julle dan help om daardie griewe spoedig op te los. Juffrou, daar's nog heelwat leerders en onderwysers ingeskakel. Ek dink ons moet ook die onderwysers net baie dankie sê dat julle die middag saam met julle leerders deurbring. Ons sien dat Christo is ingeskakel, Emil Weeder is ingeskakel, Hoërskool Keimos is ook ingeskakel. Iemand sê juffrou Hendrik moet asseblief gou gesond word, en dan Protea Hoërskool is ook ingeskakel, en dan Philipstown Hoërskool is ook ingeskakel. Dit is baie welkom aan almal van julle. Ons hoop dat julle hierdie gesprek tussen myself en juffrou Simpson interessant vind. Juffrou, volgende gaan ons kyk na die verskillende maniere of metodes om met moeilike mense te hanteer. Nou, moeilike mense kan jy nie vermy nie. Hulle kom oral voor in die samelewing, maar veral in die werksomset kom hulle ook voor. So, hoe hanteer ons moeilike mense? Eerstens, hoe hanteer 'n mens vir hulle? 'n Mens moet nie vir hulle veroordeel nie. Jy moet nie vir hulle judge nie. Jy moet byvoorbeeld luister na hulle opinie of waaroor hulle ontevrede is. Dan tweedens, kry perspektief, vra vir ander mense wat in dieselfde situasie gewees het as jy, rondom met moeilike werkers te werk, en dan kan jy byvoorbeeld daarvan af gaan. En dan derdens is ook dat tree proaktief op, indien moontlik, omrede die bestuur is uiters verantwoordelik om moeilike werkers te hanteer. En bestuur moet gereelde vergaderings hou, sodat met opsigters en departementshoofde, sodat moeilike werkers onmiddellik of makliker geïdentifiseer kan word. Juffrou, sal net gou teruggaan na die eerste ene. Moenie 'n werknemer oordeel nie, maar probeer hom of haar verstaan. Baie keer is dit maklik om subjektief na 'n saak te kyk of na 'n werker, want jy ken hom as 'n moeilike persoon. Maar u sê daardie persoon moet liewerste, die bestuurder moet objektief wees as jy te doen kry met 'n moeilike persoon. Maar daar kan baie faktore wees hoekom die persoon so optree. En dan kan ons nou nie net die persoon oordeel nie. Ons moet die storie agter die storie gaan kyk. Die kap agter die byl of die byl agter die kap. Net so. Elke saak moet dus op meriete behandel word. Net so. Lieflik. Kom ons kyk wat gaan verder leerders, hoe as ons met moeilike persone in die werksituasie hanteer. Belangrik, bestuurders, departementshoofde, identifiseer die tipe persoonlikheid wat die probleem skep. Elke werknemer is deel van het 'n sekere persoonlikheid. So as jy weet watter persoonlikheid, tipe persoonlikheid daardie persoon het wat die probleem veroorsaak, dan is dit baie maklik om met die probleem te hanteer. Byvoorbeeld, sekere werkers is introverte en anders is weer extroverte. Ek is byvoorbeeld 'n introvert. Maar my kollegas by die werk kan extroverte wees. Anders is weer inskikkelikheid. Inskikkelikheid beteken hulle aanvaar alles. So dis baie maklik om met hulle te werk. Maar as hulle probleme het, moet jy ook weet of hulle veroorsaak probleme, hoe om met hulle te werk. Ander werkers is weer pligsgetrou. Hulle doen alles volgens die prosedure. Ander werkers is weer oop tot eksperimentasie.
en dan sekere werkers is emosioneel baie stabiel. So jy weet, jy moet met hulle op 'n sekere manier werk, terwyl ander werkers emosioneel onstabiel is en jy kan nie met dieselfde manier werk met hulle as met werkers wat emosioneel stabiel is nie. So hierdie inligting, die tipe persoonlikheid, sal vir jou as bestuurder op departementshoof 'n idee gee van hoe om met daardie moeilike werker te werk. En dan ontmoet moeilike werknemers privaat. Neem hulle weg uit die situasie waar daar ander werknemers ook is, sodat ander werknemers en kwessies nie hulle aandag kan aflei nie. En dan laastens, laat die persoon verstaan wat is jou beweegredes en redes vir jou optrede, en dit sal hulle op hulle gemak laat voel. Juffrou, kom ons kyk gou die volgende. Probleemoplossing. Nou, probleemoplossing verskil van konflikbestuur. Hoe verskil dit? Kom ons kyk gou. Wat is probleemoplossing? Dis 'n proses om deur die besonderhede van 'n probleem te werk. So daar is 'n probleem. Ons werk deur daardie besonderhede om 'n oplossing te bereik. Nou ladies, dit is belangrik om te onderskei te maak tussen konflik en probleme. Konflik kan wees, soos alreeds aangedui het, as 'n werknemer nie tevrede is met hoe hy behandel word deur 'n mede-werknemer of deur sy departementshoof nie. 'n Probleem egter, die onderneming kan te doen kry met 'n probleem, byvoorbeeld indien hulle afhanklik is van verkope en vir die afgelope 5 jaar daal die verkope jaarliks. Nou sit hulle met 'n groot probleem, amper gesê 'n hengse probleem, maar dit is ook groot, want onthou, hoe minder jou verkoper is, en indien jy nie jou koste van verkope kan beperk nie, word jou winsgewendheid minder, en dit kan die bestaan van die onderneming uiteindelik beïnvloed. So, ondernemings moet verskillende tegnieke toepas om probleme op te los. Juffrou, kan u gou vir ons deur daardie tegnieke of metodes vat? Eerstens is dat jy moet eers die probleem identifiseer en dan moet jy dit definieer. En as ons dit gedefinieer het, dan moet ons gaan kyk na alternatiewe om die probleme op te los. En as ons dit alternatiewe gekry het om die probleem op te los, dan moet ons gaan kies wat is die beste oplossing of die beste alternatief. En dan gaan ons dit implementeer en dan gaan ons, as dit geïmplementeer het, dan evalueer ons dit en dan monitor ons dit. Lieflik, so leerders, hier is die stappe vir probleemoplossing. Ons identifiseer die probleem. En definieer dit. En ons definieer die probleem. Dan kyk ons na alternatiewe oplossings. Net so. Dit is die eksplorasie. Yes. Dit is die korrekte woord, né? Dan uit daardie alternatiewe oplossings, dan kies ons die beste oplossing. Die volgende stap is, ons sal daardie oplossing moet implementeer. Nadat ons dit geïmplementeer het, moet ons dit evalueer en dan ook monitor. En uiteindelik sal ons kry 'n rubriek wat opgelos is. Nou, dit is maar die moeilikste ding om op te los. Net so wat is. Maar as dit opgelos kan word, dan is ek seker dat enige probleem in die werksopset kan met hierdie stappe ook opgelos word. Juffrou, kom ons gaan weer deur hierdie stappe. Identifiseer die probleem, definieer die probleem, kies moontlike alternatiewe. Nee, ekskuus tog. Sit moontlike alternatiewe uiteen en dan kies jy die geskikste moontlike alternatief, dan implementeer ons dit en dan evalueer ons dit en ons monitor dit. Lieflik leerders, ons het nou aan die einde gekom van hierdie gedeelte van beoordeling van spanprestasie, maar dis nie die einde van die hele sessie nie. Ek moet net erken, ons het SMS boodskap gekry wat sê die font is 'n bietjie klein. Ons moet daarvoor om verskoning vra, maar ons het vir julle daardie hulpbronne gedruk. Maak tog seker dat julle onderwysers daardie hulpbronne kry by julle distrikkantore sodat julle die volledige notas het. Hier is nog 'n magdom skole wat ingeskakel is wat ons nie eens erken het nie. Jonathan Rein van Belwelsheid hoor sê hy is so opgewonde, hy kan nie genoeg kry nie. Hoërskool Kennert, Wayne, Lulu van Sarepta. Elsie Schrywer sê
12F van Elsie's River sê, hulle is ook ingeskakel. Lavender Hill is ook ingeskakel, lyk ook ingeskakel, Juffrou Duisen en haar spannetjie. Noorderpaal, Grootbrak Sekondêr. Ons sê vir julle almal baie dankie. Maar leerders, nou gaan ons kyk, wie van julle het die aandagtigste geluister? Juffrou, ek dink ons moet kyk, watter distrik het die vinnigste vingers op die knoppie, en wie kan vir ons die korrekte antwoord gee? Daar gaan 8 vragies op die skerm verskyn, 2 per tyd. Jy kry slegs 'n punt vir jou distrik indien jy al 2 antwoorde korrek deurstuur. Nou daardie vragies is nie in julle hulpbronboekies nie, so julle sal maar moet vinnig dink. Kom ons gee gou weer vir julle daardie nommer. Die nommer is 31498. Maak tog seker dat julle genoeg ligtyd het en dat julle batterye opgecharge is, want die vraag kom nou. Ons gaan kyk, watter distrik, nou onthou jy met al 2 vrae korrek het, né? Watter distrik, en die eerste een wat korrek is, daardie distrik kry dan een van die punte. Kom ons kyk gou. Eerste vraag, juffrou? Van watter hoofonderwerp in besigheidsstudies is spandinamika teorie, konflikbestuur en probleemoplossing deel van? Tweede vraag is, noem 1, daar moet staan 1 nie, 1 kriteria vir suksesvolle spanprestasie. Reg, kom ons kyk gou. Hier is 'n visitor wat sê, go Bokke, go. Net kyk, jy's vry om enige span te ondersteun. Christo sê, hulle is baie bly oor die sessie en hulle geniet dit. Paulus Joubert, ja, hulle sê hulle is ook ingeskakel. Ja, leerders, baie van julle sê, meneer, maar kan jy nie so klein bietjie stadiger gaan nie? Ai, ons wil dit graag doen, maar ons het 'n beperkte tyd. Trouwens, daar seker net nog 5 minute oor, en ons wil vir julle so baie noem. Maar leerders, ek het dit aangedui, hierdie video sal op YouTube wees voor die einde van die week. Die PowerPoint sal ook daar wees, en dan ook die notas. So, julle het nie 'n verskoning nie, julle sal dit kry. Kom ons kyk gou, wie het vir ons antwoorde ingestuur? Vir ons het vir hulle mos net so 10 minute gegee. Sien meneer Newman is ook ingeskakel. Ek sien leerders van die Ooskaap is ook ingeskakel. Die skerm is te klein. Morester sê, hulle is ook ingeskakel. En ons kyk gou, wie van ons het vir ons antwoorde gegee? Daar, iemand sê, baie dankie vir die sessie, hulle het dit terdee geniet. Ag, dit was 'n plesier. Klein Niederberg sê, baie dankie. Dis mos in die Parel, nie, juffrou? Ja. Is dit in die Parel? Net so, meneer. Ons wag nog, daar is so baie boodskap. Hier is 'n paar antwoorde. Hulle sê besigheidsrolle, onthou julle moet albei antwoorde gee, nie? So die een is besigheidsrolle, maar ons kan julle nie die punt gee nie, want julle tweede antwoord is nie daar nie. Ons sien net besigheidsrolle van baie skole. Besigheidsrolle, juffrou, julle moet albei antwoorde gee. Noem 1 kriteria vir suksesvol spanprestasie. Daar was 3 gewees. Daar was 3 gewees. Ons soek gou vir die eerste ene. Almal kry die eerste een korrek. Besigheidsrolle. Kasselsvlei sê besigheidsbedrywighede en kommunikasie. Nee, Kasselsvlei, dis nie besigheidsbedrywighede nie. Watter een het ons? Daar is 'n korrekte antwoord. Ek dink die Tafelse Hoërskool. Hulle sê sakerolle, besigheidsrolle en gedeelde waardes. Juffrou, so die kommunikasie, die voorskool se antwoord was ook reg. Nommer 2 kommunikasie. Wat is antwoord? Ek is nou nie meer seker wat se een skool wat gesê het besigheidsbedrywighede van nommer 1 is nou verkeerd. Dis reg, ja. Maar nommer 2 kommunikasie was reg geweest. Okay, maar onthou hulle moet mos al twee korrek het, né? Okay. So die eerste skool wat al 2 antwoorde reg het, is Tafelsig Hoërskool en hulle is van Metro Suid distrik. So juffrou, hulle kry 1 punt, né? Dis korrek. Kom ons kyk gou wie gaan die volgende punt kry. Leerders, ja, die antwoorde was besigheidsrolle. En dan een van daardie kriteria was interpersoonlike verhoudings, gedeelde waardes en kommunikasie. Geluk juffrou Jacobs van Tafelsig en juffrou Wouges. Metro Suid distrik het 1 punt. Kom ons kyk gou wie gaan die volgende punt kry.
Die derde vraag is, watter stadium van spanontwikkeling is te sprake wanneer lede mekaar leer ken? Ek herhaal weer die vraag. Watter stadium van spanontwikkeling is te sprake wanneer lede mekaar leer ken? Vraag 4 is, watter stadium van spanontwikkeling is te sprake wanneer spanlede gemotiveerd is en goed saamwerk? Punt. Ja, onthou leerders weer eens, julle moet al twee vrae beantwoord. Ek sien al reeds van die skole, hulle antwoord die eerste vraag, maar nie die tweede vraag nie. Baie van hulle antwoord, laat ek sien, wie is dit? Kasselsvlei skool. Hulle sê, sorry Chris, Kasselsvlei had an answer before you. Kasselsvlei sê vorming en werkverrigting. Is dit korrek? Onthou Kasselsvlei, dit is vorming en werksverrigting. Kyk maar na jou eksamenriglyne. Hulle praat van werksverrigting. Kasselsvlei, hulle is in Metro Noord. Juffrou, so hulle kry ook 1 punt, né? Dis korrek, hulle kry ook 1 punt. Kom ons kyk gou. Vinnige vingers. Volgende vraagie. Daar is nou heel wat skole wat die korrekte antwoord gee, maar onthou, net die eerste skool kan aanvaar word. Sy antwoorde kan aanvaar word. Kom ons kyk gou die volgende een. Die volgende vraag is, wat bepaal die sukses van 'n span volgens Bjelven se rolteorie? En wat bepaal die sukses van 'n span volgens die MTRI-benadering? Ja, kom ons kyk op weer onthou dit gaan oor die vinnigste vingers, want as ek kyk na hierdie antwoorde, is 99% van hierdie antwoorde korrek. En dis 'n magdom, dit lyk my dis die hele Weskaap wat ingeskakel is. Dis uitstekend, meneer. Nee, dit lyk net, dit wys net hoe goed die leerders geluister het. Kom ons kyk gou, wat bepaal die sukses van 'n span volgens Bjelven? En wat bepaal die sukses van die span volgens die MTR-benadering? Het ons 'n paar antwoorde. Hier sê ons gedrag en die produk bydra. Wie is dit? Hoërskool Brakrivier. Hoërskool Brakrivier, veels geluk, julle is die eerste skool met 'n antwoord. Ek dink dit is van Eden Karoo, onderwysdistrik. Eden Karoo, veels geluk. Leerders, die laaste vraagie. Wie die vinnigste vingers? Wat is die eerste stap in konflikoplossing? En wat is die laaste stap in gruweprosedure? Ons het net 1 minuut om die antwoord te kry. Ons het net 1 minuut. Wat is die eerste stap in konflikoplossing? En wat is die laaste stap in gruweprosedure? Gaan ons 'n antwoord kry? Juffrou, die antwoorde kom in vinnig. Baie vinnig. Hulle is baie produktief, meneer. Absoluut. Het lyk my hulle het baie airtime, né? Wat is die eerste stap in, daar is tyd en plek. En wat is die laaste stap in gruweprosedure? Kom ons kyk gou, tyd en plek, dit is reg. Die laaste ene, Groenberg, Overberg. Hulle is van die Overberg distrik, hulle die laaste een reg gekry. So die 4 distrikte was Metro Noord, Metro Suid, Eden Karoo en dan Overberg. Veels geluk aan almal van julle, maar ook veels geluk aan al die anders. Hier is 'n magdom SMS'e en korrekte antwoorde wat ingekom het. Baie dankie. Leerders, ons het aan die einde gekom van hierdie sessie. Die tyd het heeltemal gevlieg. Die tyd het heeltemal gevlieg. Ek wil julle egter herinner dat asseblief julle moet nie afskakel nie. Daar's 'n paar inligting wat ons graag aan julle wil voorgee na 5 uur, so bly asseblief ingeskakel. Maar ek wil gou net vir Juffrou Sampson vra om net so 'n kort woordjie van totsiens te sê. Baie dankie, leerders, kollegas, omdat julle ingeskakel het. Ek hoop julle het hierdie sessie baie baatsaam gevind en dat julle sal dit goed leer en onthou. Leerders, ja, dit was ons laaste sessie vir kwartaal 2. Ons sien julle weer in kwartaal 3 Augustus maand. Tot dan toe, alles van die beste, voorspoed en leer lekker. Totsiens.